Nou as ons praat oor Gods vrug, dan is dit baie duidelik in wat is dit in die woord sien Galasiërs 5:22. Hy sê maar die vrug van die Gees is liefde en blydskap en vrede en lankmoedigheid en vriendelikheid en goedheid en getrouheid en sagmoedigheid en selfbeheersing. Nou hierdie vrugte van die Gees, hy noem dit die vrugte, maar net voor dit dan praat hy van die werke van die vlees. So die teenoorgestelde van hierdie ek het nou nie die skrif hier nie, maar is die werke van die vlees. Nou die een is vrugte van die Gees en die ander is die werke van die vlees. Jy sien, baie mense wil, yes, ek moet bietjie werk aan my selfbeheersing. My fuse is 'n bietjie kort. Hoekom is jy nie suksesvol daarin nie? Want dis 'n vrug van die Gees, dis nie 'n werk nie. Jy kan nie daaraan werk nie. You either have it or you don't have it. En as ek dit nie het nie, hoe kry ek dit? Bietjie vorentoe in Galasiërs sê, maar ek sê wandel deur die Gees. Jy sien, wanneer jy sê wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikhede van die vlees volbring. So ek moet deur die Gees wandel. So as ek weet ek het 'n bietjie 'n probleem met selfbeheersing of met geduld of met vriendelikheid of een van daai goeders, just draw closer to God. Spandeer meer tyd saam met hom. En spandeer meer tyd in gebed, in woord, in sy teenwoordigheid, want nou is ek besig om deur die Gees te wandel, en wanneer ek deur die Gees wandel, is dit die vrug wat na vore kom. Jy sien, jy kan nie aan die vrug werk nie, want sodra jy dit in jou eie effort probeer doen, dan word dit 'n werk, en as jy dit probeer werk, dan werk dit nie uit nie. Jy kan nooit aan dit werk nie. Ek sien hulle stuur baie keer, dan sê hulle, nee, hierdie ou moet gaan vir anger management klasse. Okay, so stuur hom na daai klas toe. Kan nie werk nie. Enigste anger management gaan werk as kom by die Here uit. Dan sal daai goeders weggaan. So die wêreldse manier werk nie. En dan Matteus 19 vers 3. Toe kom die Fariseërs na hom toe om hom te versoek en sê vir hom, is dit 'n man geoorloof om oor allerhande redes van sy vrou te skei? En wat sy antwoord Jesus, en hy antwoord hulle en sê, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, dis nou in Genesis, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie. Jy sien, daar's net 2 geslagte. So dis nog 'n ander ding waar ons nie compromise op as manne van die Here nie. Ons begin nie, dis okay, jy kan hierdie geslag en daai geslag en allerlei goed van ander wat jy wil nie. Nee, die woord sê hy het man en vrou gemaak. Daar is net 2 geslagte. En dan gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en die 2 van hulle sal een vlees wees. Hoekom het God dit gedoen? Hoekom het hy net man en vrou gemaak, gesê man en sy vrou? Want hy soek goddelike kinders, hy soek 'n goddelike kinders. En dan sê ons so het Jesus in werklikheid gesê, toe God die mensdom begin het hy die basis gelê vir menslike verhoudings en gesinsorde, en dit het nog nooit verander nie. Dit is nog altyd dieselfde soos God dit gemaak het. Dit is steeds die manier waarop God dit verorden het, en as jy teenstrydig daarmee gaan jy teenstrydig met die woord van God. So wanneer ek hierdie goeders, ander goed wat nou besig is om te gebeur in die wêreld, wanneer ek dit begin goed praat en dink dis okay, gaan ek teenstrydig met die woord van God, want die Here het ons nie so gemaak nie. Genesis 2:15. Toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Nou daai bewerk en bewaak, die Hebreëse woord beteken om dit te beskerm. So byvoorbeeld, dit sê die Here is jou bewaarder, dis jou bewaarder wat jou beskerm. Dit is dieselfde woord. Die bewaarder van Israel sluimer en slaap nie. Dit is baie kragtige sterk woord. Adam is daar geplaas in beheer van die tuin om dit te beskerm. Dis hoekom die Here hom daar gesit het en hy sê, en jy sien, die eerste sonde is nie eintlik wat opgeteken is nie. Ons dink die eerste sonde is toe Eva verlei is deur die slang en toe sy nou van die vrug geëet. Ons dink dis die eerste sonde. Nee, die eerste sonde is Adam het nie die tuin beskerm nie. Jy sien, Adam was eintlik veronderstel om vir die slang te gesê het, wat maak jy? Jy hoort nie en I've got authority over you. You must go. Sien, maar Adam het so 'n bietjie geslaap op die job. Hy was nie daar gewees nie. So ons is bewus daarvan dat Eva vertel ons van daardie sonde, maar ons besef nie dat die eerste sonde was. Die eerste sonde was Adam se misdadigheid. Hy het in sy toegewyse taak misluk. En ek wil graag hê dat ons moet dink daaraan dat sy versuim is die nommer 1 tekortkoming van mans.
Jy sien, mans begin nie deur aktief sleg te wees nie. Hulle versuim net om hulle verpligting na te kom. Omdat hulle nie bewaak wat aan hulle toevertrou is nie, en die slang moes nooit in die tuin gekom het sonder dat Adam hom uitgejaag het nie. En so is dit vir my en vir jou. Ek en jy, ons is aangestel as die beskermer van ons gesinne, van ons huis. En wat doen baie mans? Hulle vervul nie hulle geroepe taak wat die Here hulle geroep het om die beskerming van hulle huis te wees nie. So die Here wil vanaand vir ons sê, vervul weer jou rol. As jy dit nie vervul het tot hier toe nie, vervul weer jou rol, kom weer terug in daai rol, waar jy besef, dat jy is die beskermer van jou huis. Jy moet nie toelaat, dat die Satan inkom, en kom disruptions bring, in jou huis nie. Ons moet weet, en ons moet vir hom sê, Satan, not under my watch. Dis wat jou motto behoort weet, not under my watch. So jy is aangestel as die beskermer en die bewaker van jou huis. Jy kom nie in my huis nie. En so die slang by Eva uitgekom het, en sy was onbeskermd omdat haar man nie sy werk gedoen het nie. So is jou vrou en is jou kinders vanaand beskermd omdat jy jou werk doen. Dit is die nommer 1 probleem, is afvallige, afwesige mans. Nou ek weet, dit is miskien nie en gelukkig vir ons wat die Here dien, so seer nie, maar as ons na die wêreld kyk, is die nommer 1 probleem. Ek kyk om ons in ons gemeenskappe, en ek sien 'n fatherless society. Die paas is nie daar nie, die mans is nie daar nie, in hulle huisgesinne, om hulle vrouens en hulle kinders te beskerm en te bewaak nie. Dis die werklike bron van die probleem, is mans wat hulle skriftuurlike verpligting nie nakom nie, hulle bewaak nie, hulle beskerm nie, hulle los hulle vrouens onbeskerm, en dis hoe die vyand dit reg kry om met jou gesin te mors. 1 Korintiërs 11 vers 3, maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. So kom ons stel dit so, daar is 'n ketting van gesag, wat van die hemel af deurloop tot in die gesin in. Die ketting kom van God die Vader, deur Christus na die man, en dan na die vrou, en dan na die gesin toe. Dis hoe God dit geskep het, dis hoe hy dit verorden het. So daar's 3 bedingings wat ons in Jesus se lewe sien, wat elke vader van elke huis behoort te doen. Dis die bediening van priester, profeet en koning. So jy in jou huis is priester, jy is profeet en jy is koning. As 'n priester doen wat die vader, as 'n vader van sy huis, doen hy voorbidding vir sy gesin. So jy doen voorbidding as priester van jou huis, is jy besig om voorbidding vir jou gesin. Jy is besig om vir jou vrou te bid. Jy is besig om vir jou kinders te bid. Dis wat hy doen. Job het elke oggend vroeg opgestaan en offers gebring vir sy 7 seuns en vir sy 3 dogters. So dis wat Job gedoen het. In die oggend het hy opgestaan en hy het offers gebring vir sy kinders. En dis wat ek en jy behoort te doen wanneer ons wakker word in die oggende. Moet ons voor die Here gaan en sê, Here, ek bring vanoggend my vrou, ek bring vanoggend my kinders voor U. Dankie dat U hulle beskerm, dankie dat U hulle seën, dankie dat U hulle deurdra. En jy bid hulle deur. Dit is wat jy doen as 'n priester. En jy is die profeet. Jy bring die woord van God na jou gesin toe. Jy is die een wat moet sorg en die voorbeeld moet stel vir jou gesin, hoe om die Here te dien. Jy weet, baie keer is dit die vrou en die kinders gaan kerk toe, maar die man bly in die bed. En gelukkig praat ek nie met sulke mans nie, want julle is almal daar. Maar dit is baie die geval gewees. Ek onthou my eie huis was daar 'n stadium met my pa in die kerk toe gegaan het, maar hy het dan later weer reggekom. En dan is die man nie die een, en die man behoort die een te wees wat sê, kom, staan op, ons gaan laat wees vir kerk. Ons gaan kerk. Ek stel die voorbeeld, ek wys hoe dien ons die Here. En ek is bly om sulke mans in ons gemeentes te hê wat die Here dien. En die voorbeeld stel vir hulle gesinne. En jy is ook die koning wat moet regeer oor jou gesin volgens die woord van God. So jy is priester, jy is profeet en jy is koning. God sê ek haat egskeiding want ek wil godvrugtige nageslag. En sien dit in Maleagi 2 vers 15 en 16. Hy sê het hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy gees oorgehad het. So God het meer gees, hy kom meer mense gemaak as hy wou. En sê waarom die een? Hy het 'n geslag van God gesoek. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou
aan die vrou van jou jeug nie. So die woord is baie duidelik dat ek en jy as man mag nie ontrou wees aan ons vrouens nie. Vers 16, want ek haat egskeiding, sê die Here, die God van Israel, en dat 'n mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die Here van die Heerser. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou nie. Ons sien in Job 31 vers 1 sê Job, ek het 'n verbond gesluit met my oë. Hoe sou ek dan ag gee op 'n jonk vrou? Dis 'n interessante, dis nie eens 'n jong vrou, dis 'n jonk vrou. Wat sê Job? Hy sê ek het 'n verbond gesluit met my oë. Jy sien, ons as mans, jy sit en kyk 'n fliek en die volgende oomblik het jy scenes wat jy eintlik nie veronderstellend is om te sien. Jy sien, die probleem met sulke goed en pornografie en daai tipe van dinge is, jy can't unsee it. Die probleem is om dit weer uit jou gedagtes uit te kry. En daarom moet ons 'n verbond met ons oë sluit. Ek onthou baie kere die mans altyd gesê, nee, jy kan na die menu kyk, jy mag net nie bestel nie. Het jy al daai gehoor? Nee, dis nie wat die woord sê nie. Die woord sê that if you look after a woman that you lust after, you've already committed adultery in your heart. So ek mag nie na ander mooi jong bokkies kyk al bestel ek nie. Want dan pleeg ek egbreek in my hart. En daarom is pornografie en selfs mooi bokkies daar in die winkelsentrum of whatever, is nie vir om te kyk nie. En maar jy kan partykeer help dat jy is dit hier, maar dan het ek 'n verbond met my oë, kyk ek daai kant toe. I don't enter. Jy moet nie tweede keer en 'n derde keer kyk nie, dan sê dankie Albertus. Jy het 'n verbond met jou oë. To sê, Here, I will live a godly life. I can't help it if I see that the first time, but I'm not looking the second and the third time. En ek bly weg van pornografie af, want pornografie is adultery met jou vrou. So, en dis hoe ek en jy moet leef. So ek wil vanaand vir jou sê, maak soos wat Job gesê het, sluit 'n verbond met my oë. I'll look somewhere else. Ek kyk op 'n ander plek. Matteus 5:28, maar ek sê vir julle dat elke man wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. Daar is net een oplossing vir jeugmisdaad of jeugmisdadigers. Jy kan 'n kommissie aanstel en jy kan die regering kry en hulle kan allerlei programme hê en hulle kan allerlei dinge doen. Daar is net een oplossing en dis ouers. Goddelike ouers. Jy sien die kwalifikasies of vereistes wat ons sien by 'n ouderling in die Bybel is op elke man van toepassing. Elke kind van die Here is dit van toepassing. Paulus sê in 1 Timoteus 3 vers 2, hy opsiener of jy weet iemand wat 'n gemeente byvoorbeeld lei, maar dit hierdie is vir my en vir jou, lei jy nie 'n gemeente. Hy sê opsiener dan moet onberispelik wees. Niemand met 'n vinger na jou toe kan wys. Dis hoe jy as 'n man onberispelik. Die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te kan onderrig. Geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinsoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige nie en geen geldgierige nie. Een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met hulle waardigheid en onderdanigheid hou. So, hoe moet jou huis wees as 'n man van God? Jou huis moet 'n plek wees waar daar vrede heers. Jou huis moet 'n plek wees waar mense graag na wil kom en hulle moet sê, "Wow, there's such a peace here." Daar's so vrede hier. Kinders moet graag in jou huis wil wees. Weet, daar's ongelukkig baie huise wat kinders nie wil huis toe gaan nie. Because there's no peace. Daar's nie lekker by die huis nie. Nee, jou huis moet 'n plek wees waar die kinders moet graag wil huis toe kom. Al is hulle ook eendag groot. En hulle is op universiteit, moet hulle graag wil huis toe kom. Want dit is so lekker om by die huis te wees. So lekker om by my mense te wees. So hy sê ook een wat sy huis goed regeer. In Timoteus 5:17 bietjie verder sê, laat die ouderlinge wat goed regeer, dubbel eerwaardig geag word, veral die wat albei in die woord en leer. So een element van 'n man van God wees is om in staat te wees om te heers, gekwalifiseer te wees om te heers en gewillig wees om te heers. Nou wanneer ons na daai woordjie heers kyk, dan is dit nie wat ons het 'n gebied nie. Dis nie wat daai woord beteken. Daai woord beteken in die Grieks beteken hy
to stand before. Met ander woorde, ek staan voor. Ek loop voor. Wanneer die houe kom, ek vat die houe. Dis wat dit beteken om jou huis te regeer. So, as 'n vader of as 'n ouderling of whatever, moet jy voorop staan. Jy moet voorstaan. Dit kombineer twee konsepte. Een om te lei en die ander een om te beskerm. Dis jou rol as man. Om te lei, jou huisgesin te lei in die regte rigting as 'n goddelike man en om dit te beskerm. En dit is die verantwoordelikheid van die vader en sy gesin, die verantwoordelikheid van die ouderling in die kerk om voorop te staan, om die weg te wys en vooruit te loop. En om die teenstander, as jy hom teekom, wanneer die teestander teekom, is jy voor. Jy's voor jou gesin. Jy's daar om te beskerm. Jy vat die houe. Nou is dit die verantwoordelikheid van die man van God, dit is om voor te staan, voor sy gesin uit te staan, dat wanneer die houe kom, dat hulle jou eerste raak. Iemand het een keer 'n bekende prediker gevra, is so en so's 'n goeie Christen. Is daai ou 'n goeie Christen? En hy het geantwoord, ek kan eintlik nog nie vir jou sê nie. Ek kan nie vir jou sê of daai man 'n goeie Christen is nie. Want jy sien, ek het nog nie sy vrou ontmoet nie. Jy sien, die vrou is die glorie van die man. So jy kan nie sien watter soort man hy is, deur watter soort glorie sy vrou het. So wanneer ek kyk na sy vrou, dan weet ek wat sy tipe man het sy getrou. Wie is haar man? As die vrou veilig en rustig is en ywerig, is sy die man se glorie. Maar as hy ongesteld en senuweeagtig en voortdurend onderdruk is, dan kan dit die man se skuld wees. Want is ek daar, is ek reg om vooruit te gaan, om voor te staan en die leiding te vat en die beskermer te wees van my gesin. So ek wil vanaand vir jou hierdie boodskap los. Dat jy is priester van jou huis. Wat beteken jy is gedurig deur besig om vir jou vrou en jou kinders in te tree by die Here. Soos Job offers gebring het vir hulle. Jy is profeet. Jy lei hulle in die dinge van die Here, in die woord, jy stel die voorbeeld van hoe om die Here te doen. En jy is koning van jou huis, jy regeer jou huis volgens die woord, en dit maak jou die leier en die beskermer van jou huis. En as mans hulle rol vervul in hulle huise, dan is jy die ou wat vir die vyand sê, not on my watch. Jy kom nie hierin nie. Ek bedek my vrou en ek bedek my kinders en ek bedek my huis met gebed en met die gesag wat die Here Jesus jou as man van jou huis gegee het. En daarom sê ek weer, die grootste geskenk wat jy vrou en kinders kan gee, is 'n man wat lief is vir die Here. 'n Man wat die Here dien. Dis die grootste geskenk wat jy vir hulle kan gee. En ek wil julle bemoedig vanaand en wees daardie goddelike mans vir jou gesin. En hoe doen jy dit? Just draw close to God. Trek net nader aan hom. Hoe nader jy aan die Here leef, hoe meer gaan jy 'n goddelike man wees vir nie net jou gesin nie, maar vir jou gemeenskap, vir die mense om jou. Dat jy iemand kan wees wat, wanneer jy met daai man wees, wat ander vrouens met jaloers wees op jou vrou, dat jy hulle man is. Sê, "Ey, joh, daai man, ja, hy is so vriendelik en hy is so dit en hy is so dit en hy dra sy hande so, vrou so op haar sy hande en so aan." Ja, ander vrouens moet sommer jaloers wees dat jy daai vrou se man is. Hulle moet sommer jaloers wees op jou vrou. En hulle sê, "Wow, hoe bevoorreg is hulle nie dat jy die man is van daai vrou." Amen. Nou ja, kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die wonderlike liefde en die goedheid, die grootheid, Here, u teenwoordigheid. En Vader, ons hartsbegeerte vanaand, Here, is to be like David was, Lord. Here, u het gesê dat hy was 'n man na u eie hart, Here. Vader, so wil ons ook graag hê dat u kan sê, man, daai kind van my, daai man, is 'n man na my hart. Hy's 'n man wat sy rol vervul waarvoor ek hom geroep het en geanoint het om te doen.
Vader, ek bid dat U ons sal versterk, Here. Ek bid dat U elke man wat hier is vanaand, Here, sal seën in die naam van Jesus. Here, dat alles wat hulle sal doen, hulle voorspoedig sal uitvoer, Here. Vader, dankie dat U naby aan elkeen van ons trek, Here. Vader, dat ons deur U Gees U beter sal leer ken, Here. Vader, dat U Gees ons sal openbaar wie U is, Here, en ook wie ons in Christus is. Vader, dat ons 'n verhouding met U sal hê wat ons nog nooit van tevore gehad het, dat ons so 'n diep verhouding met U sal hê en U sal ken, Here. Father, that we will live through the Spirit, want die woord sê ons moet deur die Gees lewe. Here, dankie dat U wette op ons harte geskryf het. Dit is nie meer op kliptafels nie, Here, maar dis op ons harte geskryf, Here. En U Gees lei ons vanaand in alle waarheid, Here. Vader, dankie dat U ons vrygekoop het en vrygemaak het van die sondelas, Here. En Vader, dat ons vry kan lewe. Here, dankie dat U elkeen wat in hierdie plek is vanaand, Here, sal lei hoe om goeie mans en goeie paas te wees, Here. Vader, laat ons bid vir elkeen se gesin wat hier is, Here. Vader, ons bid ook vir elke probleem wat ons face, Here, wat hierdie mans face, die goeters wat ons wakker hou in die aand, Here, wat dit ook al mag wees vir elkeen wat hier is. Vader, dankie dat U die antwoord is en dat U sal deurkom en die antwoord sal wees vir elkeen, Here. Father, but our heart's desire is to serve You with everything within us. Here, U woord sê dat ons U moet lief hê met ons hele verstand, Here. Dat U moet lief hê met al ons krag, Here. En Vader, so ook ons naaste. En Vader, ek dank U dat wanneer ons U liefhet, Here, U woord sê dat aan hierdie liefde, Here, hang al die wet en die profete, Here. En Vader, ek bid dat U ons vanaand sal leer wat dit is om U lief te hê en ons naaste lief te hê, soos wat U wil hê ons moet U lief hê en hulle moet lief hê, Here. Father, thank You that You come and You just baptize us all with love. Kom doop ons, Here, in U liefde, Here, so that we would understand what love is, Here. Wat liefde is vir mense. En Vader, dit is U liefde wat so groot was, want U woord sê dat U het ons eerste lief gehad, Here. Toe ons U nog nie lief gehad het, U ons eerste lief gehad. U het ons lief gehad toe ons nog in die wêreld was. Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy eniggebore seun gegee het, Here. And Father, we just want to love You tonight. Ons wil U net lief hê, Here. Ons wil net vanaand verklaar, Here, dat ons U liefhet. Dat ons U teenwoordigheid liefhet. Dat ons U liefhet vir wie U is en vir wie U in ons lewens is, Here. En Vader, ek dank U dat waar daar miskien huishoudings is waar daar nie vrede heers nie. Vader, wil ek U vrede wat alle verstand te bowe gaan afbid op elke huisgesin, Here, in die naam van Jesus. Father, I pray that each household will just rediscover You for who You are, Father. And that You would become very, very real unto each household, Lord. Nie net die mans nie, maar die hele huisgesin. Dat U werklik sal word, Here, dat U tasbaar sal wees vir elkeen. Ons dankie daarvoor en Vader, ek dankie dat ek ook nou elke man kan seën in hierdie plek, Here, in die naam van Jesus. Vader, ek spreek 'n seën oor elkeen uit, Here. Here, dis nie iets wat ons kan doen, Here. Maar ek bid dat U hulle bakskottels sal seën, Here. Dat U hulle gesondheid sal seën, Here. Dat U hulle ingang, hulle uitgang sal seën, Here. Vader, dat U elkeen sal veilig hou, Here. Dat U hulle gesondheid sal seën in die naam van Jesus, Here. En Vader, dat hulle geen tekortkominge sal hê in enige plek nie, Here. Vader, ek dank U dat U goddelike seën op elke man en op elke huisgesin hier teenwoordig sal rus, Here. Vader, dat U guns, Here, op elke huis sal rus in die naam van Jesus. Dit is so wonderlik om U te kan dien, Here, want nou kan ek bid, Here. Dankie vir U guns, Here. Dankie vir guns in elke omstandighede. Dankie vir guns op mense se besighede, Here, in die naam van Jesus. Dat 'n guns sal rus in die naam van Jesus.
Ons eer U daarvoor en ons loof U. Here, ek dank U dat U ook die een is wat ons voetstappe sal rig, Here. Vader, dat U elke man se voetstappe sal rig. En Vader, dankie dat U ons ore nou ook oopmaak vir die stem van die Heilige Gees. Father, that we will know what your Spirit is saying in every circumstance, Father. What are you saying, Lord? Here, dat ons op 'n plek sal kom waar ons nie meer ons eie koppe volg nie, but in every circumstance we will say, Lord, what do you say? What do you say about this, God? Which direction do you want me to take on this issue, Father? Father, ek dank U daarvoor. Ek dank U dat ons met U 'n verhouding kan hê. Dat ons U kan ken, Here. Eer U vanaand vir dit wat U doen. Loof U, Here. Waardig is U naam. Dankie dat ons vanaand ons vertroue op U kan plaas. Here, nie in ons eie vermoëns nie, Here, maar laat ons vanaand ons vertroue op U kan plaas, Here. Dat ons kan weet, maak nie saak wat gebeur nie en wat se omstandighede ons face nie. Father, that we can put our trust in You. And You've brought us to this day. Here, U het ons na hierdie plek toe gebring. U het ons tot op hierdie dag gebring. And You have never failed us, Lord. You've always been with us. U het ons nog altyd deurgedra. U het ons deurgedra tot hier toe, Here. En Vader, daarom kan ons weet dat U sal ons ook deur môre dra en die dag daarna. Dat U altyd met ons sal wees. Vader, ons dank U daarvoor vanaand. Dankie vir U wonderlike liefde, Here. Dankie dat ons 'n verhouding met U kan hê. Ons vir ons so groot, Here, so wonderbaarlik om te weet dat U is nie 'n God van daar ver nie, Here, maar U is 'n God van naby. That You want to have a relationship with us, Lord. Here, U het in die woestyn het U vir hulle gesê, bou vir my 'n tabernakel. Tabernakel, 'n tent. En dan sê hy, want ek wil onder my volk woon, Here. We've got a God that wants to live with us. En onder die nuwe verbond, Here, wanneer ons tot wedergeboorte kom, dan kom U Gees en kom maak woning binne in ons. Die woord sê dat ons moet in U bly en U bly in ons. Hoe naby kan U nie wees nie, if you live within, Lord. Wat 'n wonderlike voorreg, Here, om so 'n verhouding met U te kan hê. Ons dank U daarvoor. Ons dank U vir U Heilige Gees wat ons lei in alle waarheid, Here. Your Holy Spirit leads us. Dankie dat U ons harte besny het, Here. En U wet op ons harte geskryf het so that we can be led by your Spirit and no longer a set of rules. Ons lewe deur die Gees. En Here, ek bid dat U elkeen van ons vanaand sal leer hoe om deur die Gees te lewe. So that we will lay down the things of the flesh and just live in the Spirit, God. Ek eer U daarvoor en ek loof U en ek dank U en dan Here, dankie vir Wiek en vir Magda wat vanaand hulle plek vir ons oopgestel het en vir ons die kos en alles voorsien het. En Here, ek bid dat U vir hulle sal seën in 'n besonderse manier vir dit wat hulle voorsien het en die werk wat hulle doen, Here, vir ons, Here. Vader, ek dank U dat U hulle bless op 'n besonderse manier, Here. En Vader, ek dank U ook vir hierdie voedsel wat ons dan nou vanaand gaan nuttig en dankie dat U dit in ons liggame seën, Here. En ek bid ook dat U ons saam kuier en geselskap, saam kuier hier as mans, Here, dat U dit sal seën en dat ons net 'n heerlike aand en vanaand in mekaar se geselskap en teenwoordigheid sal hê, Here. Maar bovenal in U teenwoordigheid. Ons eer U daarvoor vanaand in Jesus naam. Amen. Amen. Daar sê baie dankie.
kuier lekker verder saam. En ek weet nie wie gaan braai nie, maar dit is tyd hoor. Oh, God can use a broken man. He can take all of our failures, make us whole.